Vader, dis so lekker om as klomp vriende by mekaar te kan wees, as u kinders, om net lof te kan besing aan u, Here. Dis so, ons het nie almal die mooiste stemme en die beste wysie hou en al daai vermoëns, Here, maar u sien ons harte vanmôre. En dankie dat ons kan weet, u woord sê, u leef onder die lofprysing van u kinders. Daarom vra ek vanmôre, Here, dat u vir ons sal regtig fisies tasbaar bederf met u teenwoordigheid vanmôre deur u Heilige Gees, Here, dat ons sal u liefde, u vrede, u teenwoordigheid ervaar en beleef. Ons eer u, Here, as ons nou na die woord toe gaan. Dan is dit my gebed dat u regtig vir my sal sensitief maak vir die leiding van u Gees, Here. Dat u mense se harte sal oopmaak en voorberei vir die woord wat kom. Ons eer u, ons dank u in Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen en amen. Jy kan gerus jou sitplek neem. Baie dankie. Baie welkom die wêreld daar buite aanlyn. Ons lyk bietjie anderster vanmôre. Ons het die voorreg om hier in die gat by mekaar te wees. Dis 'n lekker gat hierdie, nê. Prys die Here. Ons het 'n oulike gat hier in die aftreeoord. Jy, wat praat jy nou? Julle dink Jeffrey's Bay is sommer so 'n plek. Hier's 'n gat, hier's 'n ou matta wat 'n verskil maak. Amen, dankie, ek vat dit. Ja, ons moet hierdie gat nog voller maak. Jy kan nog 'n paar stoele hier inkom. Welkom aanlyn. Ons is besig met die reeks rondom gesag. En gesag is 'n vreemde woord waar mense bang word. Waar mense, wat nou? Hoe bedoel meneer nou? Gaan jy nou rang trek op my? Jy weet, hoe werk dit? Nou, lees ek die storie van die leeu, wat die koning van die oerwoud is, nê? Wie is die koning van die oerwoud? Ken julle daai liedjie? Kom maar. Nou loop die leeu daardeur, dan kry hy vir Hasie langs die pad en sê vir hom, hey, wie is die koning? Dan sê hy, u is die koning, ook koning leeu, u is die beste koning. Dan sê hy, okay, jy het mooi geantwoord. Loop hy 'n bietjie aan. Dan kry hy daar langs die pad so 'n mooi bokkie, maar 'n bokkie man, daai ding, nie mooi bokkie, mooi bokkie. Sê hy, bok, wie is die koning van die oerwoud? Dis net u koning leeu, dis net u koning leeu. Mooi gepraat hoor, mooi geantwoord. Dan kom hy dan kry so 'n groot olifantbil waar daar staan. Hy staan so, hy slurp so. Hulle maak hom so. Hy sê vir hom, olifant, wie is die koning van die oerwoud? Jesus, daai olifant gryp hom met sy slurp, hy gooi hom daar in die boom. Wagga, jy sien net velle waai. Wat? Leeu kom uit die klippe en uit die stof uit. Hy sê, jy hoef jou nie so te wip as jy nie die antwoord ken nie, okay? Nou, ek en jy het baie keer daai idee van, as iemand dan kom en sê, wie's in charge hierso, dan wip jy jou of jy sê net mooi goedjies. Maar julle, die gesag van God die Vader het ons verlede week oor gepraat en dis net vir my, die gesag van Jesus, die Seun van God. Amazing. Daar's soveel skrifte, daar's soveel voorbeelde wat ons kan gebruik waar die Jesus vir die disippels vra, wie sê die mense, wie sê ek? So nee, so en die profeet en dan sê Jesus, wie sê julle? Dan is Petrus altyd voor op die waar, hy praat eerste. Dan sê jy is Jesus, die Seun van die lewende God. Wow. En Jesus sê van Petrus, daai waarheid, daai rots, dis waarop ek die kerk sal bou. Maar ek wil vanmôre begin praat oor, wat sê Jesus oor homself? Jesus se uitsprake oor homself. En een van die bekende gedeeltes waar Jesus getuig oor homself, vind ons in Johannes 8, waar hy en die Fariseërs en die skrifgeleerdes 'n gesprek het, en hulle sê vir hom, hoorie, maar wat nou? Ons lees vanaf vers 13, die Afrikaanse 83 vertaling. Die Fariseërs sê vir hom, vir Jesus, jy getuig oor jouself. Jou getuienis is nie geldig nie. Maar hoor wat sê Jesus, daarop sê Jesus vir hulle, al getuig ek ook oor myself, is my getuienis geldig,
omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike. Ek oordeel niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en met die Vader wat my gestuur het, en julle wet staan daar geskryf, dat die getuienis van 2 mense geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self, en die Vader wat my gestuur het. Net toe vra hulle vir hom, en waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Jy sien, ons het verlede week gepraat oor God die Vader se gesag, se posisie, se karaktereienskap, sy identiteit. En hier kom Jesus en sê, maar ek en my Vader is een. So, as ek en jy vanmôre vra, maar op watse gesag is Jesus in ons lewens? Dan sê hy dit self hier, ek is in die gesag van die Vader hier. Die een wat my gestuur het. Die een van wie ek kom, en die een na wie toe ek teruggaan. God die Vader is my gesag. God die Vader getuig saam met my oor wie ek is en wat ek is. Jy sien, Jesus se ek is uitsprake is baie keer gekoppel aan goed wat die mense van die tyd en ons vandag geken het. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig. Ek is. Maar hier kom Jesus en hy sê, ek is die een wat oor myself getuig. Baie keer as jy met mense gesels, dan vra jy vir hom, wie is jy, wat is jy, waar kom jy vandaan, hoekom, wat. Dan sal baie mense begin met die antwoord van, maar ek wil nou nie vir jou lieg nie, nê. Jy al gehoor mense praat so. Vra vir hom, gaan dit met jou? Ja, ek wil nou nie jok vandag nie. O, jok jy gewoonlik. Hoekom begin jy met daai sinnetjie? Praat maar net so. Dan vra hy vir jou, praat, en eendag daar, en sê, maar jy moet regtig, ek my pel. Jy moet hom bel as jy my nie glo nie, hoor. Hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons dit? Want baie keer is ons identiteit gegrond in onsself. Ons vertel ons storie, en is reg, en is mooi, is oulik, ons moet 'n storie vertel. Maar die oomblik as Jesus kom en hy sê, ek is een, met die een wat oor my getuig, my Vader. Ek is een met my Vader. Ek wil hê ons moet regtig vandag dalk nog 'n minuut daarin spandeer om te sê, Jesus getuig oor homself, dan wil ek hê jy moet net in jou hart, as jy notas maak, dalk net vir jouself een versie gou vasvang wat deur jou gedagtes gaan, van Jesus se uitsprake van ek is. Ek is, wie is Jesus vir jou vandag? Die redder, saligmaker, verlosser, seun van God. Ek is God. Ek het julle vertel, ek het nou die dag 'n ou in die dorp ontmoet, wat my baie ontstel het. Toe hy sê, maar, daai skrifgedeelte is, en hy praat oor die eindtyd en die wegraping en al die raping, sê 'n maatjie van ons daar, sy praat van die raping. Nou is hy ook baie in die eindtye en die dinge nie wat. Ek sê vir hom, Jesus, ou, ons is nou deur hierdie ding. Hoekom wil jy nog sulke goed praat? Nee, maar hulle het dit uitgewerk, en hy begin daar op 'n punt van Noag tot nou van, en hy het 'n datum, hy het 'n nuwe datum, en ek sê vir hom, mater, jy's van die pad af, met baie liefde en respek, ons moet praat oor hierdie goed, want as die disippels vir Jesus vra, wat gebeur en wanneer gaan dit gebeur, dan sê Jesus nie eers ek weet nie, net die Vader weet. En hierdie ou se uitspraak is, maar Jesus is nie God nie, want hy weet nie wat die Vader beplan nie. Ek het nie met hom verder gepraat nie. Paulus sê,
Dis nogal interessant in die boodskapvertaling, het die vertaling geskryf wat sê, jy moenie betrokke raak by ou vrou stories nie. Dis verskriklik. Maar my antwoord aan hom was, maar hoekom wil jy weet? Hoekom is dit vir jou so intellektueel belangrik om te weet, wanneer kom Jesus? Is daar dalk iets wat jy moet los in jou lewe, so min of meer 'n week voordat Jesus kom, sodat jy kan okay wees? Dan het ek vir jou goeie en slegte nuus. Jesus se genade is vir jou groot genoeg. Los dit sommer nou. Want ons weet nie. So in jou hart, wees Jesus vir jou. Hy is my alles. Ja, great, mooi. Maar gee my 'n tasbare, vatbare identiteit. Hy is my God. Hy is my verlosser. Jesus se taak in jou en my lewe, nou dit klink of Jesus moet kom werk in ons lewe en hy doen. Hy sê ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. So hy kom om vir jou en vir my te dien en hy kom om vir jou en vir my bepaalde goed te doen en oop te maak en voor te berei en al hierdie dinge. So sy taak vind ons onder andere in Openbaring 1 vanaf vers 6. Ek lees weer die 83 vertaling, die brief begin van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede gee ek vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, een van Jesus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. En aan sy koninkryk en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Wat het hy gekom doen? Wat het hy gekom? Hy deur sy bloed vir ons sondes verlos. Jesus ek is uitspraak bevestig vir ons wat hy kom doen het. Hy sê ek is jou God. Ek is die een wat vir jou die pad oopmaak. Ek is jou verlosser. Ek is Jesus, die seun van die lewende God. Ek is die een wat jou deel maak van God se koninkryk. Ek is die een wat deel word of wat jou toelaat om deel te word van my liggaam. So Jesus se taak, se werk, se doel is presies dit, dat God die Vader het gesien reg deur die Ou Testament van Adam en Eva. Dit was goed, dit was mooi, dit was reg. Sonde het gekom, ons het al baie daaroor gepraat. Sonde is 'n toestand van verwydering tussen mens en God. Dit maak God hartseer, dit maak God hartseer. As mense hulle probeer met Moses wette, hulle probeer met kulturele wette, hulle probeer met allerlei mensgemaakte goed en dit gebeur nie. Dan sê Jesus, weet wat, of dan sê God die Vader, weet wat, my seun Jesus, hy is, ek is die een wat jou gaan verlos. Dit word bevestig met 'n amen. Daai skrif van Openbaring. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Wat beteken amen? Punt. Laat dit so wees. Afgepraat, toegeplak. Sela, as jy die psalms gaan lees, Sela is 'n komma. Die ding gaan aan. Dis 'n rustyd, dis 'n rusperiode. Rus 'n bietjie, ons gaan nou verder praat. Maar as God sê amen, dan beteken dit, dis nou so. Dis klaar gepraat. Ons gaan nie verder gesels nie, dis nie onderhandelbaar nie. Dis my woord, dis vir Jesus, is vir jou, punt. Klaar. Amen. Jesus is koning. Die gesag van Jesus is koning. Hy self sê dit. Ons lees dit gou daar in Johannes 18. Hy is daar by Pilatus, hulle is besig met net voor sy kruisiging, met die verhoor en die vervolging en die wat.
En dan vra Pilatus vir hom, dan is jy tog wel 'n koning? Dan antwoord Jesus hom, hy sê, dit is, soos u sê, ek is 'n koning. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Jesus is die koning. Julle, dis ontstellend. Ons kyk gister 'n program op TV weer. Die Amerikaners spesifiek. OMG, OMG, oh my God, oh my God. Dit klink so kerkdiens. Eintlik is dit 'n komedie, eintlik is dit 'n wat. Maar ek wil waag om te sê, hulle praat nie van dieselfde God as waarvan ek praat nie. Want as jy van Jesus as die koning praat, jy sien ons vergelyk Jesus die koning met ons verwysing van wêreldse konings. O, daai Mampara wat ons minister van wat ook al is. Daai Mampara president wat ons eendag gehad het. Dis ons verwysing van 'n koning. Dis nie wie Jesus is nie. Ek en jy verwar ons wêreldse verwysingsraamwerk na die koning van die oerwoud. Nee. Jesus is die koning. Hy sê, ek is hiervoor gebore. Onthou julle toe hy gebore is? Wat het Herodes gedoen? Hy stuur die soldate, eers sê hy vir die wyse manne, as julle hom kry, kom sê my waar sy, ek wil ook hulde bring, hy lieg. Hy wil hom doodmaak, want hy bedreig sy koninkryk. Herodes is die koning. Hy weet, die koning van die Jode is gebore. Hy is moeilikheid. Hier is hy voor Pilatus weer, voor 'n gesagfiguur. Voor 'n gesagfiguur en hy sê, ek moet oor die waarheid getuig. Ek is hiervoor gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Sy hele lewe, Jesus se karakter, Jesus se identiteit, Jesus se gesag lê in die feit dat hy die waarheid is. Lê in die feit dat hy die waarheid is. Het julle al 'n bietjie gekyk na hierdie kommissies en goeters op die TV wat hulle so parlementêre, wat se kommissie en wat se kommissie. Hulle vang die ouens uit dat hulle lieg aan mekaar. Aan mekaar. O nee, maar jy het net bietjie, ek het dalk net die verkeerde woord gebruik. Jy het dalk 'n bietjie verkeerd verstaan, dan gaan hulle terug. Het jy ooit hierdie ou gebel? Nooit. Ek ken hom nie. Selfoonrekord van daai datum. Eish, okay. Maybe it was another phone. Okay. Julle gesien daai een mannetjie met die rooi hemp. Toe daai generaal sê ons kan jou rekord trek tot 'n lengte van dae. Hy gryp sy foon en kap hom so. Daai generaal sê, selfs al delete jy jou boodskappe, ons kan hom lees. Sy oor dit so groot. Jy sien, ons gaan deur die lewe deur vir mekaar te lieg. Dis hoekom ons nie kan besef of kan verstaan, as Jesus sê, ek kom met gesag, ek is die waarheid. Hoe lyk die waarheid? Hoe lyk die waarheid? Ons verstaan nie die waarheid nie. Elke ou het sy eie waarheid. Elke ou het sy eie waarheid. My waarheid en jou waarheid en die regte waarheid tussenin, sjap, daar gaan ons. Nee. Jesus sê, ek is die waarheid. Jesus is die waarheid. Johannes 14. Kom aan, ons ken hierdie versie uit ons kop uit, almal van ons, maar ken jy hom uit jou hart uit? As Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Jy sien, ons leef in 'n samelewing waar goeie mense goeie goed doen en goeie mense is cute, lekker. Goeie mense gaan die hemel toe nie, het jy dit geweet, dankie tog, ongelukkig. Godse mense gaan die hemel toe. Goeie mense is oulik, is reg, ons moet maniere hê, natuurlik moet jy maniere hê. Natuurlik moet jy die samelewing eer, maar goed is nie God nie. God is goed, maar goed is nie God nie. Ek en jy moet ons kop 'n bietjie draai. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Al Jesus se uitsprake, ek is die waarheid. Ek is die brood van die lewe. Ek sê, gee wat jy nodig het, elke dag. Hy sê aan die Onse Vader, bid dan so,
Vader, gee my vandag my brood. Fisiese brood, geestelike brood. Jesus sê, ek is die lig, ek sê die pad wys. Wat doen hy? Hy gee vir ons die Bybel. Jesus sê, ek is die redder. Wat doen hy? Hy sterf van die kruis, hy kom staan op uit die dood. Jesus sê, ek is die weg na die Heilige Gees. Dis nogal 'n interessante uitspraak om te maak. Ek is. Jesus kom en sê, as jy my aanvaar as verlosser, as koning in jou lewe, as jou redder, dan maak ek vir jou die pad oop na die Heilige Gees. Johannes 3:34. God het hom immers gestuur. En hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperkings. Ek en jy moet besef vandag dat Jesus se gesag beteken, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy oopmaak, gaan ek inkom en ek gaan by jou kom woning maak. Hoe doen hy dit? Deur sy Heilige Gees. Jesus het daai pad vir ek en jy oopgemaak. Dis op sy gesag. Dis nie jou pastor nie, dis nie jou kerk nie, meneer, mevrou, online daar waar jy is. Dis nie wat jy doen nie, dis niks. Dis Jesus en Jesus alleen se gesag wat sê, jou hart is die woonplek van die Heilige Gees. Ek hoop dis die waarheid. Ek sê dit, ek hoop dis die waarheid. Ek sien op die sosiale media, die nuwe paus het nou 'n geloofbelijdenis uitgeklaar wat sê, Maria is nie die mede-Messias nie. Katolieke kerk na 2000 jaar. Iemand sê daar, dankie Here, iemand het vir hom 'n Bybel gegee. Ons bid uit ons harte uit, laat daai openbaring van Jesus se gesag nie gedeel word met ander mense nie. Nie met Maria nie. Nie met jou pastor nie. Niemand nie. Jesus is die weg na die Heilige Gees. Jy sien sy selfgetuienis as Jesus sê, dis wie ek is, dra krag en waarde in die sin dat Jesus deur die Vader bevestig word. En dit maak dit vir ons baie duideliker, makliker, geriefliker, as Jesus ons model word vir disipelmaking. Jy sien, net voor die hemelvaart sê hy, gaan maak disipels. Wat beteken dit? Gaan maak kerklidmate? Nee. Gaan maak bekeerlinge? Nee. Gaan maak my disipels. Wat beteken dit? 'n Disipel is 'n navolger. Iemand wat in die voetspore van Jesus stap. Dit is 'n disipel. En op grond van ek en jy se waarheid, van Christus se identiteit, van sy krag, kry die modelprentjie uit die woord, deur die Gees. Hoe amazing is dit? Paulus skryf vir die gemeente van Rome in Romeine 1, hy sê, dis my plig om aan alle mense op aarde, Jode en nie-Jode, geleerdes en ongeletterdes, die goeie nuus oor Jesus Christus bekend te maak. As Jesus sê ek is, en hy sê gaan doen dit wat ek is, dan is dit amazing. Jy sien, ek en jy kan nie selektief die boodskap gaan deel nie. Jesus het met die Samaritaanse vrou by die put gesit, teen die kultuur, teen alle wette, Jesus sê, ek is hier vir jou. Jesus gaan sit saam met sy disippels en eet, 'n prostituut kom in, en hy jaag gaan nie uit nie, hy sê, is reg, kom nader. Hy gaan verskyn voor die skrifgeleerdes, hy gaan verskyn voor die konings, hy gaan, oral waar Jesus gaan, sê hy, dis okay, want ek is hier in die krag van my Vader. Ek en jy baie keer, as ons by mense kom, en ons gesels, en ons wat, dan dink ons, ag nee, ek wil nou nie graag die ou afronteer nie, ag sies tog, jy weet, hy het nie die verstandelike vermoë om te verstaan nie, daai is 'n leuen. Die waarheid is, die woord van die Here sê, ek en jy getuig, God se Gees oortuig. So ek en jy gaan nie bepaal, wie moet die boodskap hoor nie, almal moet die boodskap hoor. Jesus sê, hy is ons model. Gaan speel in die modder, man. Gaan surf, gaan doen. Moenie doen wat hulle doen nie, maar gaan. Hulle wag vir jou. Ek en jy. Johannes 16.
Wanneer hy gekom met die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne, daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Jesus sê, jy hoef nie Bybelskool toe te gaan nie, jy hoef nie al hierdie, dis amazing, gaan bestudeer die Bybel, gaan bestudeer al hierdie goed, alles moet net nie dat dit 'n intellektuele oefening word nie, want Jesus sê, tensy jy soos 'n kind word, gaan hierdie goed vir jou moeilik wees om te doen. Jesus sê, ek is die luukse van die eenvoud, moenie die goed complicate nie, die Heilige Gees gaan jou lei net daar waar jy is. Nog 'n voorbeeld, Romeine 1, Paulus skryf, hy sê, Paulus 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is, na die vlees uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met krag verklaar, is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. Wat sê Paulus? Hy praat 'n klomp goed, hy sê, die krag, die mag behoort aan Christus. Die krag, die mag behoort aan jou, met Christus in jou en jy in Christus. So ek en jy, met disipelmaking, na die opstanding, en net voor die hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees, kom God en hy sê, ek bemagtig dit wat Jesus vir jou vertel het. Dit wat Jesus vir jou gewys het. Dit wat Jesus vir jou gemodelleer het, dis maklik. Jesus self sê, my las is lig, my juk is sag. Dis maklik. Selfs ek kan dit verstaan, selfs jy kan dit verstaan. Nou is dit so dat in hierdie Kerstyd, ek en jy, ekskuus tog, tussen mense gaan beweeg wat ons lanklaas gesien het. Ons is op pad na ons kinders toe, prys die Here, Li. Hulle kom Desember, maar ons gaan eers na hulle toe. En ons gaan mense daar kry wat ons lanklaas gesien het, ons gaan mense kry wat ons nog nooit gesien het nie. Jy gaan in Desember mense raakloop hier op die strand wat vir jou sê, maar bly jy in hierdie mooi plek? Dan sê jy, o ja, maar daar's 'n ander mooier storie as dit. Kom ek vertel vir jou hoe werk daai ene. Ek en jy sê die woord vir ons in Handelinge. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees. Jesus sê, ek is 'n getuienis, ek kom wys vir julle God se liefde, God se genade, God se verlossing. Ek en jy ontvang die Heilige Gees sodat ons 'n getuienis kan wees van daai liefde, genade. Mag dit vir jou waar word. Mag ek en jy vandag net besin oor wie Jesus is. As ons praat van sy gesag, dat hy nie net liewe Jesus is nie. Hy is liewe Jesus, verseker. Maar dit stop nie daar nie. Dit stop nie daar nie. Jesus sê, ek en jy, in sy krag, in sy mag, in sy gesag, is kinders van God, en ons is sy verteenwoordigers op aarde. Jy bang vir môre? Wat is maandagmôre? Jou baas gaan vir jou skree. Nee. Die kinders, jy bang vir jou rapport, jou uitslaa wat kom. Ek het altyd gesê op skool, die ding waarvoor ek die bangste is 'n onderskeiding. As ek 'n onderskeiding kry in enige vak, maak my bang, want dan moet ek dit weer doen. Ek het liewer nie gegaan vir onderskeidings nie. Ek is bietjie bang. Maar ek en jy hoef nie bang te wees vir môre nie. Ek en jy, in die gesag van Jesus, het die krag van die Heilige Gees om in te gaan en te sê, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Kom ons maak hierdie liedjie vas in ons harte. Kom ons besin oor die mag en die gesag van Jesus. Wat vir ons toerus, wat vir ons die guts gee om te sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien.
Ek sien kans vir môre. Jy aanlyn, ek groet jou, vrede. Mag dit vir jou 'n mooi dag wees, geniet dit. Asseblief kom kuier saam met die res van die reeks en kom ons ontdek regtig die gesag van God soos hy dit bedoel het vir ek en jy in hierdie lewe. Dankie vir jou gebede, vir jou ondersteuning, vir jou navraag. Vrede vir jou, mooi gaan. Ons luister hierdie kant na hierdie liedjie wat sê ek sien kans vir môre. Vrede daar.